Goeienaand almal en dankie dat jy luister na hierdie Sondag aand oordenking. Jy weet, die wyse hoe jy kyk na dinge wat om jou gebeur, kan grootliks bepaal hoe die uiteinde daarvan sal wees. Daarom, deur die lens van God se beloftes, moet ons na alles in ons lewens kyk. Kom ons begin hierdie storie daar in Josua 2 vers 1 tot 4. En daarna het Josua in die geheim 2 spioene uitgestuur en gesê, gaan verken die land en veral die stad Jerigo. Hulle het toe gegaan en in die huis van Rahab die prostituut uitgekom en hulle het daar gaan bly. En toe daar in die koning van Jerigo gesê is, kyk, Israelitiese mans het in die nag hier aangekom om die land te verken. Die koning laat weet toe vir Rahab, die mans in jou huis het hierheen gekom om op ons te spioneer. Lewer hulle dadelik aan my uit, want hulle het gekom om die hele land te verken. En dan vers 6, maar Rahab het die manne op die dak laat klim en hulle tussen die bondels vlasstoppels laat wegkruip. Maar nou die vraag, waarom het sy hierdie manne weggesteek? Sy het geweet hulle hou gevaar in vir Jerigo. Kyk 'n bietjie daar in Josua 2 vanaf vers 9 en Rahab het aan die manne gesê, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het. Daarom het die skrik vir julle op ons geval en almal van ons wat in die land woon, bewe van vrees vir julle. Ons het gehoor hoe die Here die Skelfsee voor julle laat opdroog het, toe julle uit Egipte getrek het. Ook wat julle met die 2 konings van die Amorite en Sihon en Og oor kan die Jordaan gedoen het, hoe julle hulle uitgewis het. Ons het al hierdie dinge gehoor en ons hart het ineen gekrimp. Niemand van ons het meer moed oor om teen julle te veg nie, want die Here, julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Sjoe, hierdie vrou het op 'n ander manier na dinge gekyk as selfs die Israeliete. Want wat 'n merkwaardige kontraks met die verslag wat 10 van die spioene wat Moses dekades tevore uitgestuur het, teruggebring het. Net Josua en Caleb was opgewonde oor die land, Numeri 13 vers 30. Toe het Caleb die volk stilgemaak en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem. Ons kan dit sekerlik oorweldig. Numeri 14 vers 7 tot 9. Die land wat ons deurgetrek het om dit te verken is buitengewoon goeie land. Kan jy sien? Hulle het deur die lens van God se beloftes na alles gekyk. Die woord gaan verder en sê, die Here sal ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee. Dit is 'n land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie. Moenie bang wees vir die mense van die land nie. Hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk, want die Here is met ons. Moenie bang wees nie. Josua en Caleb is uiters opgewonde oor die land, wat hulle kyk deur die lens van God daarna. Maar die ander 10 spioene was bang. Hulle het verkeerd na hierdie land gekyk. Numeri 13 vanaf vers 31. Maar die 10 ander manne het gesê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Hulle het toe 'n slegte gerug begin versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer. Al die mense wat ons daarin gesien het, is besonder groot mense. Ons het Enak se nageslag daar gesien, hulle is reuse, en ons het so sprinkane teen hulle gevoel, en ons dink, hulle het ons seker vir sprinkane aangesien. Weet maar eerder as om Israel te beskou as sprinkane, wat glad nie 'n bedreiging inhou nie, het die mense van Jerigo reeds uit vrees moed opgegee. En ek wil vandag vir u sê, te veel keer laat ons omstandighede toe om te bepaal of ons die Here kan vertrou of nie. Vrees vir mislukking laat ons soms ophou. Maar onthou altyd, as die Here God met ons is, het ons geen rede om te vrees nie, want sy oog is op ons. Sy hand is oor ons. Sy oor is altyd oop vir ons gebede en sy genade is voldoende en dan sy beloftes is onveranderlik.
Ons het beloftes van die Here om op staat te maak en ons moet nooit toelaat dat vrees ons toekoms bepaal nie. Josua 1 vers 5 en 6 kom die Here en hy praat met Josua en hy sê, solank as jy lewe sal niemand jou kan oorwin nie. Ek sal by jou wees soos ek by Moses was. Ek sal jou nooit in die steek laat of jou alleen los nie. En weet jy wat? Jesus se koms as seun van God het vir ons op aarde hierdie belofte in vervulling gebring. Die Here gaan verder en hy sê vir Josua, maar hy sê ook aan elkeen van ons, my kind, wees sterk en baie dapper, vertrou my met jou hele hart. As ons na alles om ons kyk deur die lens van God se beloftes, sal ons besef dat daar geen rede is om ooit te vrees nie. Daarom, kyk na alles in jou lewe deur die lens van God se beloftes. Dankie vir die beloftes. Ja en amen in Christus Jesus deur ons.